ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 415. Ek is professor aan die Redlingshuis van die eerste gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek het gister in die oggend deur die boodskap na soveel boeke verwys. Ek dink dat u weet genoeg dat u belang sal stel in een of ander boek iewester. Ek gaan maar net omdat ons die tyd het, die boek Hebreërs, waarheid of leuns. Dit sê alles. Kry daai boek? As jy so belangstel, kontak ons by die WhatsApp nommer 0723671124. Gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za, soos wat dit hierbo is. As dit al die eerste keer is u na die reeks gaan kyk of luister, is uiters belangrik om by deel 1 te begin. Iedereen se magte om inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken op die YouTube kanaal. Stuur hierdie kontak vir die vriende en kennis almal vir wie lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, glo u vir my. Maar seker dat jy 'n skryfblok, pen en papier byderhand het, kom ons bid saam. Ons kom om vir u vanmôre baie dankie te sê vir eerlikheid en opregtheid. En dat ons onverskrokke in die Ruach HaKodesh kan funksioneer. Dankie dat u ons vrygemaak het van vrees vir mense, van vrees vir die Satan en sy gevalle engele. U sê Javashoa dat die wat Vader Java in die hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Al val 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe sal dit nie aankom nie. Want ek sluit julle in van agter en van voor en bo en onder, soos ek sê. Dankie vanmôre dat ons in u hand is, Vader, en al wie ons uit u hand uit kan haal, Javashoa, deur die genadebloed, is wanneer ons self u hand oop forceer deur sonde te doen, en dit wil ons nie doen nie. Lei ons vanmôre om genougeset te wandel en te luister wanneer die Ruach HaKodesh met ons spreek. Spreek u tot ons, dat hierdie woord vir ons 'n erns sal wees. Salf die woord, maak dit lewend. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashoa, en elke Jav sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se sessie weer eens vir u 'n groot seën gaan wees en 'n openbaring. Halleluja. Openbaring 22 vers 6. Ek gaan net weer lees. Hy sê, oefen die seun en dogter volgens die eise van sy of haar weg, dan sal hulle, ook as hulle oud geword het, is natuurlik met die inlassing, daar nie van afwyk nie. En soos ek gesê het, as ons kinders, kleinkindertjies kan oplei in die bonatuurlike geopenbaarde woord. Wanneer ek bid in die openbare name. Wanneer ek aan tafel bid in die geopenbare name. Apostel Paulus sê, ons skaam ons nie vir die evangelie van Javashoa nie. Hoekom nie? Want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Eerste was dit vir die Israeliete gewees, en dan vir die heidene. So was dit 2000 jaar terug. Vandag is dit eerste vir die heidene, en dan in die groot verdrukking, omdat vir Israel, omdat hulle gesê het, ons ken hom nie. Kruisig hom. Halleluja, halleluja. As dan wanneer ons oud geword het, sal ons nie van die waarheid afwyk nie. Hy sê in vers 7, die ryke heers oor die armes. Ek wil net 'n ding sê, om ryk te wees is nie 'n sonde nie. Baie kerke maak asof dit 'n sonde is, of kom ek gaan dit andersom sê. Die Rooms-Katolieke Kerk het vir jare en eeue gemaak
om ryk te wees is 'n sonde. Want as jy ryk is, sal hulle meer en meer en meer die koei melk om geld te maak uit jou uit. En daai tradisie het in kerke ingespoel. Nie alle protestante kerke nie, maar meeste. En dis hoekom almal tiendes preek. Terwyl Joshua sê, as ek een wet wil hou, moet ek al die wette hou. As ek aan een wet van daai wette vashou, is ek vervalle. Hy sê so, ek het verval van die genade van Joshua. Dan lewe ek nog in my sonde. Hoekom? Want ek verfoei die genadebloed. Juis dit wat die genadebloed kom doen het, wys hy weg. Die ryke heers oor die arme. Ek sien dit bietjie anderste. Die ou wat gewoonlik, of die persoon wat gewoonlik, sorry, jammer dat ek nou sê die ou, die persoon wat ryk is iemand wat heel waarskynlik op 'n stadium in sy lewe self arm was. Maar nie tevrede was om so te wees vir die res van sy lewe nie. Dis iemand wat skouer aan die wiel gesit het. Dis iemand wat 'n entrepreneurs brein ontwikkel het. Jy moet net swaar genoeg gekry het, dan sou jy geleer het om 'n plan te maak. Dan sal jy die geleentheid raak sien om 'n ding te doen. Dink bietjie aan jouself, u wat entrepreneurs, u wat vandag besighede het. En vandag om 'n besigheid te hê, beteken nie om te sê jy is ryk nie. Dis 'n stryd om alles te betaal, dis 'n stryd om die deure oop te hou. Dis 'n stryd. Dis 'n probleem. Maar die feit dat ons as entrepreneurs van jongs af rondgekyk het vir geleenthede om 'n rand of 2 te maak. Alraai, daai jare, ons praat dan 64, 65, 1965, 66. Dis 'n tyd van die armoede gewees. Ons as seuns ons het al gepraat van bicycleparte verkoop. Ons kon aan fietsse werk. Ons het hout verkoop. Sakke hout, streepsakke hout. Want daai jare het koolstowe, was dit koolstowe. Om die kole aan die gang te kry, het jy hout nodig gehad. Vrydag aande by Jameson Kelly's. Simba chips, peanuts, corners, fritos en puffnicks, voetbal tickets en biltong. Onthou die rympie tot vandag toe nog. Elke Vrydag aand. Saterdag gaan ons waar die cricket is en gaan sunshills verkoop en ons het geleer om te werk. Nie omdat ons geforseer was nie, omdat ons 'n geleentheid gesien het en dit aangegryp het. Ek en my boetie het op 'n naweek het ons meer geld gemaak as wat my pa gemaak het in 'n hele week se werk. Kan jy dit glo? Dan hou ons van daai geld uit om fietsparte te koop of ons is besig om fietsse op te bou, want die myn swartes het voor ons huis verby gestap. En dan ketting ons hom vas met 'n slot as ons die fiets klaar gebou het. En hulle het die fietsse by ons gekoop. Dan koop ons weer op Vryheid hierso en ons koop wiele daar en ek sal nooit vergeet ons skop die bicycle shop daar in Driehoek nie. As jy afkom met Driehoek weg, op die linkerkant, daar by die slaghuis om die hoek, oom Skop, tyres gekoop, en patch and solution, en tubes, en soos ek het al voorheen gesê, en ek sê het weer, ons het in 'n arm plek groot geword. Simmer en Jack was 'n myngebied, dit was 'n arm plek, en as al 50 kinders uit daai gebied uitgekom het, dan 48 van daai 50 kinders entrepreneurs en besigheidsmanne en besigheidsvrouens geword. Hoekom? Die omstandighede het ons geforseer. En gaan kyk na hulle kinders het weer entrepreneurs geword. Gaan kyk na dit. Hoekom? Die entrepreneurskap het oorgevloei. Nou, dis wat hy sê, die ryke heers oor die arme, want jy daai een wat nie bereid is om uit te spring en iets te probeer doen nie.
En in die geestelikheid vind ek dieselfde. Ek sien die ding. As ek sien dat vers 6 sê, oefen die seun volgens sy eie eise en die dogters volgens hul weg, dan sal hy ook as hy oud geword daarvan nie afwyk nie. Die ryke heers oor die arme. Hoekom? Dis daai wat nie afgewyk het uit hulle tradisie van ek wil leer, ek wil in die woord geskool word. En dis hoekom ek soveel respek het vir my studente en tyd spandeer aan hulle, is omdat hulle in die woord skool en in die woord leer. Hoekom? Sodat hulle beter Javiste kan wees en die koninkryk van Javashua kan uitbrei. So daai ryke is vir my die een wat opgevoed was in die tradisie om te verbeter, sodat wat hulle oud is, hulle nie afwyk nie. Die ryke heers oor die arme, en hy of sy wat leen, is 'n slaaf van die man of die vrou wat uitleen. Ja, dit is so, daar het 'n tyd in elkeen van ons se lewe gekom wat ons gesukkel het. Dit is so. Daar was 'n tyd gewees wat ons gesukkel het. Ons almal gaan deur dit. En dan moet jy leen om te oorleef. Dit gebeur. Maar die Bybel sê, hy wat leen, is 'n slaaf vir die een wat dit uitleen. Jy bly 'n slaaf. Dit is 'n probleem. En die woord sê, laat niemand oor julle heers, behalwe die Ruach HaKodesh nie. Natuurlik die Vader en Javashua. So vir ons gaan dit nie om die rykdom, dat die ryke heers outomaties oor die arme nie. Ek wil net weer sê, dit gaan daaroor, is dat die ryke het die gees van entrepreneurskap om te ontwikkel en iets voor te sit, om 'n plan te maak, om 'n geleentheid te sien. Waar baie van die arme mense, ek weet, hulle het nie die finansies om 'n ding te begin en die tipe goed nie. En 'n mens kyk nie neer op jy mag nie. Dit bly genade op genade op genade. Ek sê altyd, die ou wat by die roebord staan met sy bordjie, daai is Hannes Redling, hy sonder die genade van Javashua. Maar nou het Java ons ook geroep om sekere dinge te doen, waarin hy voorsien in ons behoeftes ook. Hy wat leen is 'n slaaf van die man en die vrou wat uitleen. As ons kan leer om vergenoeg te wees. En dit alles gaan, armoede gaan oor iemand wat nie beplanning kan doen nie. En ek het dit vir my kinders geleer van baie jongs af. Is om beplanning te doen, om 'n budget te werk. 'n Budget beteken, jy kan nie meer spandeer as wat jy het nie. En uit dit wat jy verdien, moet jy spaar. Vir die dag wat daar nie is nie. En dis hoe dit funksioneer. En as ons daai selfde prinsip in ons geestelike lewens kan laat funksioneer. Daar kom tye wanneer dit moeiliker gaan as ander tye. En dan moet ons in die posisie wees waar ons nie in iemand anders se oë kyk nie. Want as jy moet gaan leen om te oorleef, dan word jy 'n slaaf van daai persoon. Die woord sê die aarde behoort aan Java en die volheid daarvan. En ek het gesê dat die woord kom en hy sê dat as julle as aardse vaders weet, om nie vir julle kinders 'n skorpioen of 'n slang of 'n klip te gee as hy brood vra nie, hoeveel te meer die julle hemelse Vader nie. Weet jy dit? Hy wil ons seën met meer as net brood. Maar wat is ek bereid om te doen omtrent dit? Ek sê altyd, en ek het dit gesê van baie jongs af, want my pa het my dit geleer,
My pa het altyd gesê, die laaste ding wat uit die hemel uitgeval het, was manna. Dit was manna gewees. En dit was so van dat Israel uit Egipte uitgetrek het. Maar van Jafashua se tyd af was daar nooit manna gewees nie. Dit was die laaste ding uit die hemel uitgewerk het. Die ander goed wat jy wil hê, moet jy voor werk. En soos ek gesê het, ons het hoeveel keer gesien waar koning Salomo sê, hy haat 'n lui mens. Hy haat nie 'n arme mens nie. Hy haat 'n lui mens. Want die luigheid veroorsaak armoede. Ja, daar is armoede wat plaasvind wat nie uit luigheid gebore word nie. Omstandighede. Dit gebeur net so. Jou besigheid gaan bakrot of iets gebeur. Jy het nie tred gehou met die ontwikkeling van dit wat om jou aangaan nie. Die vordering. En dit wat in die regering aangaan en dit wat in jou land aangaan nie. En Jaffa wil nie hê dat ons 'n slaaf van ander moet wees nie. Ons is verslaaf aan die woord van verlossing. Ons is verslaaf aan die koninkryk van Jafashua en die evangelie van bonatuurlike redding en heerlikheid. Ons wil 'n slaaf daarvan wees. Hoekom? Want dis ons lewe. Dis ons lewe. Halleluja. Die ryke heers oor die armes en hy wat leen is 'n slaaf van die man wat dit uitleen. Kom ons laat net toe dat die Ruach met elkeen van ons deel. Nou die naweek is voor ons het deur 'n magdom inligting gewerk die week. Gaan terug, gaan luister weer na elke boodskap. Maak jou eie notas. En kom ons kyk waar kan ons die saad van die lewe saai in hierdie naweek, sodat iemand anderste gered kan word. Kom ons wees lig wat skyn, vars brood, vars water en vars sout. Tot maandag as Jafashua wil en lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.